Hi, nog 'n Sabbatskool, 'n video wat jy kan gebruik om te dink oor God. Die paar video's wat ons maak en gesprekke wat ons wil voer is om ons te help om net weer te dink oor wie is God? Wie is die God wat ons aanbid? Hoe werk hy? Waarmee is hy besig? Hoe volg ek hom? Hoe het ek 'n verhouding met hom? En dis vrae wat oor die eeue heen verskriklik baie gevra word. En daarom wil ons dit so eenvoudig as moontlik en inzoom op 6 bewegings, net 6 idees wat ons kry in die Bybel en oor die jare heen agtergekom het oor hoekom God na ons toe. Nie hoekom nie, hoe kom God na ons toe? Hoe beweeg hy in die wêreld in na sy skepping toe? En hierdie storie begin by die eerste belewenis wat die mens met God het, is wat beskryf word in Genesis as saam met hom in die tuin loop. 'n God wat skep in liefde en in verhouding, en 'n God wat dan saam met sy skepping beweeg, wat saam met hulle betrokke is in die elke dag, die normale, die wees net. Maar dan hoor ons van 'n verhouding wat seer kry. Ons sien hoe die band wat daar was tussen die God en die mens gebreek word en hoe die res van die storie daaroor gaan dat hierdie God na die mens toe kom. Ons sien dit deur die volk in Israel dat hy na hulle toe kom en hulle kom red uit Egipte uit saam met hulle op pad is deur die woestyn, dat hy na hulle toe kom deur sy wette en sy verhoudingsraamwerk wat hy vir hulle gee in die 10 gebooie. Hy kom na hulle toe op fisiese maniere deur vir hulle te sorg en wat ons lees van wolkkolome en vuurkolomme. En hy kom na hulle toe op allerlei maniere op 'n stadium verlang deur sy profete, deur sy voorsiening en toe klimaks van die hele storie kom hy self as mens en hy kom wees saam met sy skepping in en soos hulle, deel van hulle. Hy kom wees saam met ons soos ons. En hy kom kry seer, hy kom raak kwaad, hy kom raak hartseer, hy kom word bly, hy kom ervaar al die goed wat ons vaar. So hy is nie 'n ver weg God nie. Hy is 'n God deel van ons. En as ons nou met mekaar praat oor waarmee is hierdie God besig dan nou? Hoe volg ek hierdie God? Hoe leef ek saam met hom? Dan praat ons oor hierdie God se plan. Ons praat oor hierdie God se aktiwiteit, se beweeg in die wêreld. Waarmee is hy nog heeltyd besig? Nou vir een, hoor ons in die skepingsstorie dat hy geskep het en dat hy in verhouding met ons wou leef, dat hy die hemel en die aarde gebou het vir ons en hom om saam te kan wees. En toe die verhouding breek, hoor ons dwars deur die Bybel heen en vandag toe nou nog as ons deur die Gees ervaar hoe hy ons lei en met ons besig is, dan as die kerk wêreldwyd hulle ore en harte oopmaak, dan is God heeltyd besig om verhouding te herstel. Hy's heeltyd besig om nuwe connections te maak. En die Nuwe Testament herinner ons ook dat die Gees besig is om eenheid te bewerk, om ons aan mekaar te bind, om ons deur liefde in die wêreld tot seën vir ander nasies te maak. Dis tekste wat ons optel waar God sê hierdie is waarmee jy besig is. Hierdie is waarmee ek besig is om almal bymekaar te maak onder een hoof en dit is Christus. Is om almal in te bring. So die Bybel vertel van 'n God wat op pad is saam met ons en voor ons uit. En hierdie term, hierdie idee staan bekend as die Missio Dei. Dei wat God beteken en Missio wat mission is. The mission of God, die missie van God. En 'n belangrike ding wat ons hierso moet besef, wat ons vir mekaar moet sê en moet onthou, is dat vir solank as wat ek nie in God glo nie, vir solank as wat ek nie 'n verhouding met hom het nie, is ek God se missie. Soek God my, kom nooi hy my, kom roep hy my. Maar sodra ek daai roep aanvaar en ons noem dit bekering en deel raak van die familie, sodra ek my laat doop, die seël wat ek gebruik om te sê ek is nou in, ek is deel, ek is saam verantwoordelik, sodra ek nagmaal begin gebruik om myself te herinner dat ek is saam met Christus dood, die ou ek en die nuwe ek lewe nou saam met sy opstanding. Sodra ek die Heilige Gees aanvaar en ervaar in my lewe wat in en deur my omdat ek in Jesus glo, werk hy in en deur my en lei my en troos my en spreek my aan en skuur en skaaf my, sodra ek deel van 'n gemeenskap is wat my oriënteer en wys hoe om te maak en hoe om nie te maak nie, dan is ek nie meer God se missie nie, ek is dan op God se missie. We are not God's mission, we are on God's mission. Iemand het gesê die kerk bestaan vir God se missie. Soos wat 'n vuur nie kan brand nie,
'n vuur bestaan deur te brand, 'n vuur se bestaan laat brand, net so bestaan die kerk met mission, op mission, met hierdie roeping, hierdie trek. En ons sien dit baie duidelik as Jesus aan sy disippels verskyn. Ons lees in Johannes 20. Daardie sonnige aand, dis nou die aand van sy opstanding, was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. So die eerste belangrike ding is vrede vir julle. God kom na ons toe en hy bring vrede, maar nie 'n vrede op grond van ons omstandighede nie. Die disippels was bang en hy sê hierdie vrede moet van iewers anders afkom. Hierdie vrede kom van my af. Ek kom gee hierdie vrede. So die vrede waarna ons soek, wat ons baie keer om op God se missie te gaan, kry ons dan by hom. Want ons soek ons vrede in ons omstandighede, in ons resultate, op ons pad. Die goed wat ons doen ons baie keer vir gemak, vir veiligheid. Ek tree op sodat ek vrede kan kry. Maar die eerste ding wat Jesus sê is, die vrede kom van my af. Vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Ons word herinner aan die reddingsdaad, die opoffering wat Jesus kom maak het, hoe hy homself kom gee het en kom wys dat wie hy is, en kenosis wat ons laas oor gepraat het. Wys vir ons wie ons nou is. Dit wys vir ons wie ons kan wees. Die disippels was baie bly toe hulle dien. Daar's 'n reaksie. Iets in my staan op, iets in my word wakker, omdat ek nie afhanklik is van wat in hierdie wêreld gebeur nie. Ek hoef nie op dryf en dreef te wees vir die dinge wat ek soek in hierdie lewe nie. Jesus is my redding. Jesus is my hoop. Jesus is my vrede. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Waarvoor het die Vader Jesus gestuur? Lees Markus 1 weer. Bekeer julle, die koninkryk van God is naby. Dis waarvoor Jesus gekom het. Dwars deur die Nuwe Testament is Jesus besig met sy koninkryk. Dit is wat sy missie was, as mens, as die 33 jaar oud wat hy kom spandeer het tussen ons as mens, en daai menslike liggaam wat opgestaan het en verheerlik is en in die hemele in beweeg het, wat in die ander dimensie naas ons en langs ons en in beweeg het, om saam met God, langs God te heers, God die Vader, en om ons dan te lei deur sy gees in hierdie dimensie, in hierdie wêreld, op hierdie aarde, om dieselfde te doen wat hy gedoen het. Die teks praat op ander plekke van, ons sit sy werk voort. Jesus sê self, julle gaan meer doen as wat ek gedoen het. Julle gaan in die volgende paar duisend jaar way meer doen as die bietjie wat ek hier so in Galilea kom doen het. Het vir mense kom wys hoe om saam met God te leef in sy koninkryk, om burgers te wees van God se mense, hoe die koninkryk werk. Julle gaan weerspieëlings wees van dit. Julle gaan signposts wees vir die wêreld na die koninkryk toe. Julle gaan hulle nooi na God toe in verhouding met die Here. Julle gaan die plek wees waar mense 'n idee gaan begin kry van hoe dit lyk om saam met God te leef, om vir God te leef, om in God te leef. Soos die Vader my stuur, stuur ek julle, sê Jesus vir ons. Ons is op God se missie. Dit is die Missio Dei. Dis die mission van God. En jy word genooi om saam met God op pad te wees. Die vraag is, soos ons in Handelinge 11 sien, hoe die kerk op 'n stadium agterkom dat God daar besig is. Ons moet gaan kyk wat God doen. Ons moet gaan oplet waar hy besig is en ons moet vra, hoe werk ek saam? Ons is die gestuurdes van Christus af na daar waar Christus besig is. Daar waar hy in die wêreld werk en besig is om die mensdom bymekaar te maak vir hom onder een hoof. Sê hy, gaan wees my medewerkers, gaan wees my arbeiders om die oes in te samel. Daarso waar ek plant, daarso waar ek laat groei, gaan julle om bymekaar te maak, op te pas, heel te maak, deel van te wees, in te nooi. So met hierdie prentjie in jou agterkop, as jy dink oor wie is die God wat ons aanbid, dan is hy die God wat stuur. Hy is die God wat op mission is. Hy is die God wat iewers hier op pad is met die geskiedenis. En dis waaroor die hele Openbaring gaan, is om ons te herinner en te bemoedig dat God iewers heen, hy's tot op 'n punt toe besig met hierdie tyd waarin ons leef, waarin daar 'n nuwe tyd gaan aanbreek. Wat ons min van weet, maar wat ons wel weet is, hy het vir ons 'n tyd, 'n nuwe tyd kom aanhits, kom oopmaak, kom begin met sy hier wees en sy sterf en sy opstanding en sy hemelvaart. En hy het vir ons gesê, totdat ek weer kom, het julle nou hierdie tussenin om my getuies te wees, om vir die wêreld te vertel wie is ek. Stuur julle, gaan dan nou en maak disippels. Doop hulle en leer hulle alles wat ek julle gesê het.
Dis ons taak, dis wie ons is, dis wie die kerk is, dis wat 'n gelowige is. As jy nie deel is van daai beweging nie, is jy nog deel van die target market. Dan mik ons vir jou, dan kom haal ons jou, dan nooi ons jou om deel te raak van hierdie mission van God. So jy moet vir jouself vra, is ek op God se missie of is ek op my eie missie? En dan moet jy jouself afvra, hoe lyk dit om op God se missie te wees? Weet ek ewen hoe om te hoor waarmee God besig is? Is ek enigstens ingestel? Het ek die vermoë om te luister? Het ek die vermoë om te sien? Weet ek waar om vir God te soek? Dis my gebed, dat jou hart sal oop wees om God se roep te hoor. Om sensitief te wees vir waar wil hy jou gebruik en vir wat wil hy jou gebruik. Waarmee wil hy hê jy moet besig wees? Hier is om 'n diensknegt te wees in die koninkryk van ons almagtige koning. Jou keuse is of jy saam op mission wil wees en of jy eerder op jou eie mission wil wees. En daarmee los ek jou om daar te gaan nadink. En dit is dan waarmee ons hierdie week werk. Is met die Mission Day. Ons sien mekaar weer volgende keer en ons gaan 'n bietjie praat oor hierdie koninkryk. Ons gaan 'n bietjie saam gesels oor wat is hierdie koninkryk van God? Hoe werk dit? Hoe dink ons daaroor? Wat maak ons daarmee? Hoe leef ons in dit? Hoe vertel ons daarvan vir ander mense? So sien jou in die volgende video.